Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal, en ons gaan voort met 'n reeks uit die boek Efesiërs. Die tema van hierdie reeks is immuniteit, en ons is by deel 35. Die beste verdediging is aanval. Jy het dit seker al gehoor. The phrase, attack is the best form of defense, is attributed to Carl von Clausewitz. While the similar sounding phrase, the best defense is a good offense, was popularized by boxer Jack Dempsey. The core idea of using proactive measures to defend oneself is ancient, appearing in various forms throughout history, in military and strategic thought, such as Sun Tzu's The Art of War and writings of George Washington. Nou baie keer was hierdie manne heeltemal reg, maar dis nie altyd heeltemal waar nie. Ek het in die verlede al gedink dat ons aangeval gaan word. Ons verwag dit want die statistiek wys daarop dat dit heel waarskynlik gaan gebeur. Ons bly in 'n landelike omgewing en in Suid-Afrika is die moontlikheid vir aanvalle van kriminele baie groot. En ons weet, hulle kom nie net om te steel nie. Hulle kom om te moor. Maak nie saak wat se taal jy praat, of wat jou velkleur is, of wat jy glo nie. So, wat doen ons? Ons tref reëlings, ons kry ons wapens en ammunisie reg, ons gevegsplanne is mooi uitgewerk. Elkeen weet wat om wanneer te doen. Ons stel booby traps, letterlik. Ons heiningswerk, ons alarms is gestel en ons kameras is aktief en ons wag. En nog nie een keer het die aanval vir ons gekom nie. Dink nou net as ons besluit het. Aanval is die beste manier van verdediging. En daar gaan ons, op soek na die kriminele wat wegkruip in hulle donker hoekies van hulle huise. Ons forceer die deure oop, ons deursoek die kamers. En as ons iemand sien wat lyk soos 'n krimineel, dan neem ons hom in hegtenis. Wat is die kanse? Dat wanneer ek weer op 'n keer so in iemand se huis inbars, ek ontmoet word met 'n koel in die kop. Die kanse is baie groter as wat dit sou wees as wat ek by die huis sou bly en op my pos sou wees. Al is offensiewe optrede dikwels die beste ding om die vyand se bedrywighede en bedreigings weg te neem, is dit nie altyd die beste ding om te doen nie. Veral nie in geestelike oorlogvoering nie. Kom ons dink 'n bietjie. Hoeveel van julle het al die duiwel gaan soek, sodat jy teen hom kan baklei? Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en jy voel eintlik skuldig, omdat jy nie meer doen om teen die vyand te veg nie. En hoeveel keer het jy al 'n duiwel uitgedryf? Ons weet mos, die Bybel sê dat ons vyand die duiwel is, en hy loop rond soos 'n brullende leeu om ons te verslind. Wat doen jy daaromtrent? Het jy 'n plan? Is jy gereed vir die konfrontasie? Hoekom sit jy net in wag vir sy aanval? Is jy nie veronderstel om uit te gaan en die vyand onskadelik te gaan maak nie? Weet jy wat om te doen as jy in 'n konfrontasie sou beland? En hoe gereed is jy vir die geveg? Hierdie is alles vrae wat ons behoort te antwoord. Maar wat sou die regte antwoord wees? Ken jy jou vyand? Weet jy hoe hy werk? Verwag jy die aanvalle en is jy gereed? Nou in die gemeente in Efese moes die aanvalle van die bose geweldig gewees het. Dit was 'n area wat duidelik aan die duiwel behoort het. En hier kom die Christene en kom vestig 'n heel ander koninkryk. Hy was beslis nie happy met wat gebeur het nie. En hy sou hulle verseker aanval en probeer uitroei het. En daarom is dit nodig vir Paulus om die gelowiges toe te rus vir die stryd wat op hulle gewag het en waarmee hulle waarskynlik reeds gekonfronteer is. In jou wêreld is dit ook so. Daar is toenemend meer en meer boosheid wat posvat. En hoe meer jy teen dit opstaan, hoe meer gaan jy die vyand raakloop. En daarom is dit nodig dat ons moet leer hoe om dit behoorlik te doen.
Paulus skryf in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly staan, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos staan, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe en vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Nou die eerste ding wat ons gewoonlik doen as ons hierdie gedeelte lees, is ons spring na die wapenrusting toe en ons sien in ons verbeelding die gordel, die harnas, die skoene, die skild, die helm en die swaard. En wat Paulus bedoel het om 'n hulpmiddel te wees, word ons hooffokus. Ek weet van mense wat elke oggend as hulle opstaan, die gordel aansit, die borsharnas, die skoene en die helm aantrek. En dan vat hulle die skild in die een hand en die swaard in die ander hand en dan is hulle gereed vir die dag. Hulle sê nie vir my wat hulle vanaand doen as hulle weer gaan slaap nie. Maar ek neem aan, hulle trek weer die gewaad uit voordat hulle gaan slaap, want môreoggend moet hulle dit weer aantrek. Die vyand slaap seker dan ook deur die nag. Op 'n ernstige noot. Dis nie die simbole wat belangrik is nie. Dis die waarhede waaraan hulle jou moet herinner wat belangrik is. Maar as ons eerste fokus op die simbole is, dan mis ons die belangrikste dele van die teks. Nou ek gaan nie in detail elke deel van hierdie wapenrusting bespreek nie. Daarvoor gaan ons ten minste 6 weke nodig hê. Maar ek wil jou 'n belangrike inligting gee, wat jy in gedagte moet hou wanneer jy self die gedeelte gaan bestudeer. En ek gaan ook hierna, vir julle 2 boeke aanbeveel oor geestelike oorlogvoering en oor die wapenrusting, wat julle kan gaan lees. Waarin lê ons krag? In die wapenrusting? Nee. Die Bybel sê hier vir ons, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Ons fokus moenie die vyand wees nie, maar dit moet ook nie die wapenrusting wees nie. Die beginsel vir oorwinning in hierdie stryd is die Here. Hy het al die mag. En as ons fokus op hom is, dan het ons reeds gewen, want hy het reeds die oorwinning behaal. Hy het die Satan aan die kruis verslaan en onder sy voete vertrap. Jou verantwoordelikheid is om seker te maak, jy is in die Here. As jy in hom is, en hy is in jou, dan behoort alles wat syne is aan jou, ook hierdie oorwinning. Ons kry wel 'n opdrag, en dit is 'n belangrike opdrag, want dit word 2 maal herhaal. Trek die volle wapenrusting aan. Maar elke keer na hierdie opdrag in vers 11 en vers 13, kry ons die woord sodat. Waarom kry ons hierdie opdrag? Sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Hierdie rede word 3 maal herhaal. Jy sien, jy het 'n pos, 'n posisie wat jy moet inneem. En jy is nie veronderstel om jou pos te verlaat nie. Maar dit is presies wat die vyand wil doen. Hy wil nie hê jy moet in hierdie posisie van oorwinning en waaksaamheid bly nie. As hy jou kan uithaal, dan is jy nie meer so effektief nie. En daarom val hy jou aan.
Die teks sê, sodat jy op jou pos kan bly staan. Die Griekse woord histemi beteken staan. Maar hy word in nog 'n vorm gebruik, in 'n kombinasie met antistemi. Ons vertaal dit met weerstaan. Dit is amper soos antihistamien, né? En wat doen antihistamien? Dis veronderstel om ons immuniteit te verbeter, om ons in staat te stel om goed te beveg wat ons liggaam aanval. Ons moet die vyand weerstaan, sodat ons kan bly staan. Nou hierdie is 'n belangrike sleutel vir die verstaan van die wapenrusting wat God vir ons gee. Ons moet staan en bly staan. Hoor jy dit? Nie uitgaan en aanval nie. Nie gaan oorlog maak daar buitekant nie, maar weerstand bied in die stryd. Dis die opdrag. Ons moet verdedig, nie aanval nie. Vir hoe lank? Tot wanneer toe? Ons teks sê tot die einde toe. Hierdie stryd duur ons hele lewe lank. Daar's nie vakansie nie. Daar's nie aftrede nie. Eers wanneer jy uittreë, is die stryd verby. En tot dan moet jy op jou pos bly staan. Dink aan 'n wagpos. As jy besig is om wag te staan en jy sien die vyand naderkom, begin jy sommer net skiet? Ek dink jy gaan 'n groot moeilikheid wees, want dit is nie jou werk nie. Jou werk is om die bevelvoerder te laat weet dat die vyand op pad is. En hy sal die geveg veg. Daar is talle teksgedeeltes wat dit bevestig. Eksodus 14 vers 14 sê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. The Lord will fight for you. You need only to be still. 2 Kronieke 20 vers 15. So sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. So, die wapenrusting wat ons kry, is verdedigingstoerusting. Maar voordat ons daarby kom, teen wie moet ons onsself beskerm? Wie is die vyand? Vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Sommige mense bemoei hulle met die bestudering van hierdie beskrywings, en dan word elke beskrywing verklaar en uitgelê en die demoniese magte word verdeel en geklassifiseer in range en ordes en blykbaar sal dit ons help om die vyand beter te beveg. Maar het ons iewers in die Bybel so 'n klassifikasie van bose magte? Nee. Dis alles afleidings wat mense maak. En dikwels op grond van inligting wat hulle kry van sataniste en mense wat betrokke was in die okkulte en selfs duiwels wat sekere goed gesê het. Is sulke bronne betroubaar? Nie as die Satan die vader van die leuen genoem word nie. Jy kan niks glo wat uit hierdie bronne gehaal word nie. Die Bybel gee vir ons genoeg inligting. En in die Bybel word die bose magte beskryf as wesens wat nie bestaan uit vlees en bloed nie. Maak nie saak wat hulle genoem word of waartoe hulle in staat is nie. Hulle is ons vyande. En hulle is fenominale, sterk vyande. En daarom het ons bevelvoerder nodig, wat reeds hierdie vyand verslaan het, om teen hom te veg. Ons behoort te weet wat hulle strategie is. En die Bybel beskryf dit op baie plekke vir ons. Maar die Bybel leer ons ook hoe om weerstand te bied teen hulle. Al hierdie beskrywings, owerhede, magte, wêreldheersers van hierdie duisternis, is beskrywings van die bose geeste en die Satan self. Moenie verstrik raak en gefassineer word deur hierdie wesens en jou aandag afstaan aan die bestudering van hierdie goed nie. Jou fokus moet wees op God en sy groot mag. Maak seker, jy weet baie beter wie God is en dat jou kennis van hom baie beter as jou kennis van bose geeste is. As jy doen wat die Here sê,
dan sal jy veilig wees. En jy sal vir niks bang wees nie. En sê hy ooit dat jy 'n studie moet maak van die bose geeste? Ek kry dit nie in die Bybel nie. Moenie onkundig wees nie, ja. Maar dis nie nodig om ure en ure se studie aan hulle af te staan nie. Dus, wat moet ons doen? Trek die wapenrusting aan. En wat is dit? Die gordel van waarheid. Die Griekse woord vir waarheid kan verstaan word as die inhoud van die waarheid, met ander woorde die waarheid in die woord. Maar dit is nie die hoofbedoeling hier nie, want die woord van God word later duidelik die swaard genoem. Wat is hier bedoel word, is die attitude of die beoefening van waarheid waarmee jy optree. Jy leef in die waarheid. As jy jou gordel aansit, dan bid jy jou kleed. Kyk, daai tyd het hulle sulke rokkies gedra. Dit was mode. En as hulle gaan veg, dan moes hulle die rokkie daarom so 'n bietjie korter maak en dan het hulle hom vasgebind met 'n gordel. Dan is hulle gereed vir die geveg. Hierdie waarheid is jou gesindheid van opregte gereedheid om die Here te dien in sy waarheid en gehoorsaam aan hom te wees. Die borsharnas van geregtigheid. Geregtigheid. God het deur Jesus Christus aan ons die geregtigheid gegee. Hy het ons regverdig gemaak. Maar ons het ook die verantwoordelikheid om 'n lewe van geregtigheid te lewe. En dit beteken, ek is nie net heilig gemaak nie, ek moet ook prakties heilig lewe. As ek nie heilig lewe nie, dan maak ek 'n deur oop vir die vyand om my aan te val. Die skoene van die evangelie van vrede. Nou hierdie is 'n moeilike een om te vertaal uit die Grieks uit. En ek dink sommige vertalings kry dit beter reg as ander. Dikwels word die teks verstaan in lig van ander tekste, soos Jesaja 52 vers 7, wat praat van hoe lieflik die voete is van die wat die evangelie verkondig. Maar hier gaan dit nie oor die verkondiging van die evangelie nie. Dit gaan oor die worstelstryd teen die bose. Ons bereidheid is dus nie om die evangelie te verkondig nie, maar om die skoene van die evangelie aan te trek. Ons moet bereid wees om daardie skoene aan te trek, sodat ons kan vas staan in die vrede wat die evangelie vir ons gebring het. As ons onsself verdiep in hierdie evangelie wat vrede gee, dan sal ons vas staan teen die vyand se aanslag. As ons nie weet wat die evangelie behels en hoekom dit soveel vrede gee nie, dan sal ons maklik twyfel oor ons eie redding. As die vyand kom met aanklagte en beskuldigings en onwaarhede, dan is sy doel om ons vrede te steel. Hy wil ons in vrees dompel deur ons te laat twyfel in die krag van die evangelie. Is hierdie evangelie regtig op my van toepassing? Is ek regtig gered? En indien wel, dan het ek mos niks te vrees nie. Is jy bereid om daardie skoene aan te trek? Die doel van die skoene van hierdie Romeinse soldate was nie om vinnig te hardloop nie, maar om nie te gly nie. God se vrede laat my vas staan teen die aanslag van die vyande en ek moet myself gedurig deur herinner dat die evangelie van vrede ook vir my vrede gebring het. En in daardie vrede staan ek vas. Daarom vrees ek nie. Daarom hardloop ek nie weg nie. Die skild van geloof. Nou, geloof word hier vergelyk met 'n skild wat die Romeinse soldate gebruik het. En met hierdie skild kan ons die vurige pyle van die vyand afkeer en uitblus. Wat is hierdie pyle van die vyand? Dit is verleidende versoekings, onreine gedagtes, selfsug, twyfel, vrees, teleurstelling, welis, greed, vanity, covetousness. En 1 Johannes 2 vers 16 beskryf dit so.
Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Om geloof te hê, is om God te vertrou, te glo wat ons in die woord oor hom leer. Om te glo is om te aanvaar dat wat hy vir ons sê die waarheid is. Wanneer die vyand kom met versoekings, dan lieg hy vir ons. Hy beloof allerlei wonderlike dinge as ons doen wat hy sê ons moet doen. Dit sal so lekker wees. Dit gaan so vervullend wees. Dit gaan jou lewe net beter maak. Maar ons weet, dit is nie waar nie. Want ons glo vir God. Dit is ons geloof in God wat ons sal beskerm teen hierdie pile. Wanneer jy sondig, dan het jy die duiwel se leuen geglo. As jy God se woord glo, dan sal jy nie die Satan glo nie, maar gehoorsaam wees. Die helm van verlossing. Die helm van verlossing beteken nie dat jy verlos moet word nie. Jy is reeds verlos. Jy kan tog nie in God se armee wees as jy nie verlos is nie. Dit het reeds gebeur. Maar die vyand wil jou vernietig. En 2 van die dinge wat hy gebruik, is om jou moedeloos te maak en te laat twyfel. Nou, ons beleef nie net altyd goeie tye nie. Ons bedienings, ons werk en ons besluite loop nie altyd uit op wonderlike resultate nie. Dis dan wanneer die vyand 'n gedagte in jou brein sal plaas. Jy doen soveel moeite en kyk wat se swak resultate kry jy. Niemand waardeer tog wat jy doen nie. Dink jy regtig dis die moeite werd? En so begin ons moedeloos word. Dit gaan sleg en dit lyk nie of jou gebede verhoor word nie. Jy doen al die regte dinge en jy bid daaroor. En tog lyk dit of God jou nie verhoor nie. Die vyand sê jou laat wonder. Is dit regtig wat ek moet doen? Is ek in die regte bediening? Of in die regte bedryf? Hy sal jou laat twyfel. Moedeloosheid lei dikwels tot twyfel. Maar soms sal hy jou sommer direk konfronteer om te twyfel of jy regtig gered is. Veral as jy in sonde val, as jy foute maak. En dan sal hy vrae by jou laat opkom soos, regtig? Kyk wat het jy gedoen? En jy sê jy is gered. God sê jou nie vergewe vir so iets nie. Jy kan beslis nie gered wees as jy dit gedoen het nie. Beskerm jou gedagtes deur vas te staan op jou verlossing, wat afgehandel is in Christus deur regverdigmaking, maar wat ook voortgaan in heiligmaking en wat uiteindelik volledig sal aanbreek in verheerliking. Die swaard van die woord. Die Bybel is ons swaard. Dit word die swaard van die Gees genoem, omdat die oorsprong daarvan deur die Gees is. Die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer. Die swaard kan beide 'n verdedigings- en aanvalswapen wees. Jesus het ons eintlik 'n goeie voorbeeld gegee van hoe die swaard defensief gebruik kan word. Elke keer as die duiwel met 'n versoeking gekom het, het Jesus geantwoord, daar staan ook geskrywe. Maar die swaard is 'n wapen wat baie presies gebruik moet word. Ons kap nie net ore af met hom nie. En daarom moet ons weet hoe om hom te gebruik. Ons moet hom ken, sodat ons dit behendig kan gebruik. Wanneer ons hierdie wapen offensief gebruik om aan te val, dan val ons nie demone aan, deur met hulle te redeneer nie. Hulle sal nooit oortuig word van die waarheid nie. Hoekom dan moet hulle redeneer? Ons aanvalle moet gerig wees om die koninkryk van die vyand te vernietig. En daarom is ons fokus nie op die duiwels nie, maar op die mense wat vasgevang is in sy gevangenisse van leuns en sonde. Wanneer ons die evangelie verkondig, wanneer ons verkeerde sieninge van God, die Bybel en verlossing regstel deur die Bybel verantwoordelik te gebruik, is ons besig om weg te kap aan die koninkryk van die bose. Gevangenes word bevry. Ons het gehoor
dat ons in 'n stryd gewikkel is. Ons het gehoor teen wie ons stryd is. Ons het geleer dat ons wapenrusting het om aan te trek. Ons het ook gehoor waarom ons nodig het om so gewapend te wees, sodat ons op ons wagpos sal bly staan. Jy het ook weer gehoor wat hierdie wapenrusting is. Waarheid, geregtigheid, vrede, geloof, verlossing en die Bybel. Het jy al hierdie dinge? Die volle wapenrusting. En weet jy hoe om dit te gebruik? Is jy gemaklik met jou wapenrusting? Of voel jy dalk soos Dawid met koning Saul se wapenrusting? Lomp en stadig en oneffektief. Dan beteken dit, jy gaan moet oefen met hierdie wapenrusting. Wat moet jy doen met hierdie wapenrusting? Hoe gebruik ons dit? Volgende week gaan ons 'n bietjie dieper delf in die praktiese toepassing van wat dit regtig beteken om in 'n worstelstryd met die vyand te wees. Ter voorbereiding vir die stryd, maak seker jy weet presies wat elkeen van hierdie 6 dinge is. Maak seker jy is in die waarheid. Maak seker jy leef 'n heilige lewe. Maak seker jy staan vas in die evangelie as jou enigste bron van ware vrede. Maak seker jou geloof is gewortel in Jesus Christus. Maak seker jou gedagtes is gepantser teen moedeloosheid en twyfel. En moenie ophou om die woord te bewonder, te bestudeer en te gebruik nie. Mag die Heilige Gees jou lei in hierdie waarheid, om die oorwinning in die dag van onheil, en dit is elke dag van ons lewens, te kan behaal en vas te staan tot die einde toe. Amen.